Christus, die begin en voleinde van ons geloof, het het weggevat. Jy sien die werk om te preek, is nie om vir jou te wys hoe goed iemand kan preek nie, maar dit is om die boodskap te bring, sodat jy verlossing kan kry. Die rede hoekom mense nie hulle verlossing kry nie, want hulle glo nie dat Jesus Christus het op die kruis van Golgotha gesê, dis die lesdai, dit is voldoen, dit is volbring, ek het die prys betaal. Jy sê vir my, jy verstaan nie my probleem nie. Ek is diep gevang in dwelmsin. Ek is 'n prostituut. Ek is 'n sondaar. Ek is 'n duivel aanbidder. Ek wil jou sê, Jesus Christus is nie vir jou met 'n ewige liefde. Sy liefde gaan nooit dood nie. Sy liefde vergaan nie. Sy liefde bly constant en consistent. Halleluja. Ek sit vanmiddag met 'n jong man. Die jong man sit met 'n bier en hy sê vir my, jy lyk so ordentlik. Ek kan nie met die bier hier naby jou sit nie. Ek vra vir hom, met wat vir rede kan jy dit nie doen nie? Want die laaste wat ek gelees het, die Bybel sê, dit is Jesus Christus wat gaan sit het met die sonders. Dit is Jesus Christus wat nie hier is om 'n regte mens te red nie. Hy is hier om 'n sonder te red. 'n Sonder wat sê, luister, ek het 'n slegte verlede. My lewe is deur mekaar. Ek wil vir iemand sê, jou lewe is nooit te groot vir God nie. Hy kan jou red, hy kan jou help, hy kan jou deurdra. Sy naam is Jesus. Ons noem hom die zaligmaker. Ons noem hom genadige God. Ons noem hom sterke God. Ons noem hom ewige Vader. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blanke morgenster. Hy is die superroos van Sharon. Sy naam is Jesus. Hy het my gered. Hy het my gered. Op 'n tyd toe ek geen plek het nie. Op 'n tyd toe ek in die bosse bly, vasgevang in dwelmsin, vasgevang deur die kettinge van Satan. Toe kom Jesus, toe red hy my. Hy sê, almal wat bemoei en belas is, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek het rus vir jou. Ek het vrede vir jou. Ek het lewe vir jou. En hom is alles in, al die vrede en al die liefde, dat is in hom. Sy naam is Jesus. Hy het nog nooit sy krag verloor nie. Die reeds verloor hulle krag. Die dokters het uitgeloop met die gees. Daar is niks meer wat niemand kan doen nie. Maar ek het 'n antwoord vir iemand wat sê ek is moe. Ek kan nie weer nie. My kinders almal is op dwelms. Dat werkloosheid in ons huis. My man is 'n alkoholiek. Alles is deur mekaar in my huis. Ek weet nie weer wat om te doen nie. Jy is reg. Want daar was 'n vrou in die Bybel
sy Jesus ontmoet, toe ontmoet sy iemand wat sê, ek is lief vir jou, net soos jy is, kom net soos jy is. Jy sien die probleem, moet mens dink, dat jy moet heilig is, om in die kerk te stap. Jy sien Jesus, is nie op soek na iemand, wat heilig is, hy is op soek na iemand wat sê, ek is moeg vir die wêreld, en al sy vermoeidheid, en al sy dinge, ek gee my oor, vandag, aan hom. Ek wil die laaste skrif lees, voor ek afsluit, in die boek van Jesaja 1, vers 18. Vers 18. The Lord says, now let us settle the matter. You have a matter maybe. Jy het 'n situasie van niemand. Almal reject you, en almal sê, dat jy is useless, en jy sal nie regkom nie. Die Bybel sê, God sê, kom nou, laat ons praat oor jou probleem, wat jy het, want sover as ek weet, dat daar geen probleem groot is by God, is daar enige iets te hard vir hom, is daar enige iets wat hy nie kan doen nie. Hy kan het trok Erik verander om 'n pastoor te word. Hy kan 'n slegte mens verander in 'n goeie mens. Hy sê, let us settle the matter. You are stained, red with sin, but I will wash you as clean as snow. Although your stains are deep red, you will be as white as wool. Ek is hier om iemand te sê, dat God is lief vir jou, met 'n ewige liefde. Al gaan my ma my verlaat, en al gaan my pa my verlaat, hy God sal my nooit verlaat nie. Ons dink miskien dat God het ons verlaat. Die rede hoekom Josef deurgemaak het wat hy deurgemaak, is want God het 'n groter plan as wat hy gedink het hy het. God wil hom oprig, nie net teen sy broers, om groter te wees en majesteit te wees, maar God wil hom oprig for a generation. Don't undermine yourself. God wants to raise you for this generation. God wants to use you for this generation. Dit is nooit te laat nie. Daar is nog kans. 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 Hy kan jou oprig. Hy kan jou red. Hy kan jou help. Hy is die Alpha en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is God en hy is magtig. En niks is onmoontlik vir hom nie. Father, we thank you. Terwyl jy sit, jy sê die persoon weet nie van wat ek praat nie. Luister, ek was addicted op heroin. Ek weet exactly van wat ek praat. Daar is hoop vir jou. Hy kan jou help. Almal het opgegee.
iemand stem in die plek is. As daar iemand wat my stem kan hoor, wat sê miskien vanmiddag, ek nodig herstelling in my lewe. Ek nodig die genade kans van die Here. Ek nodig God om my te herstel vanmiddag. As jy my stem kan hoor, miskien is jy naby, en jy sê, onthou my in gebed. Ek wil 'n geleentheid skep vir iemand. Jy wat naby my is, jy wat gou kan kom. Ek wil 'n geleentheid skep. Miskien sit jy iewers. Miskien kan jy my stem hoor. Miskien staan jy in ons geleedere en jy sê, onthou my in gebed. Ek wil hê jy moet kom vanmiddag. Die Bybel sê op 'n dag maak Saul 'n versoek. Hy vra, is daar iemand in die huis van Saul en wie ek guns kan bewys? Die halleluja diensknegt Siba sê, hy sê, daar's 'n verlamde seun met die naam van Mephibosheth. Hy sê, ek gaan haal hom sodat hy kan sit aan my tafel en ek guns aan hom kan bewys. Ek is in die prediker vanmiddag, het al reeds die woord gehoor, maar ek wil gou 'n geleentheid skep vir iemand. Is daar iemand wat sê, onthou my in gebed? Is daar iemand wat wil kom? Das manne van die Here, das iemand wat saam met jou kan bid. Is daar iemand wat saam met Gershwin kan bid? Is daar iemand wat saam met ons moeder kan bid? Was ons sisters? Is daar een van die leiers wat saam met Gershwin kan bid? Die Here sal ons bidde. Is daar iemand wat vandag wil kom en sê, onthou my? Is daar iemand wat vanmiddag sê, ek is siek, my krankheid het te veel geword? Is daar iemand wat sê, gaan hier omstandighede en niemand weet wat ek deurgaan nie? Ek ken van 'n God en hom naam is Jesus. Die Bybel sê, met die naam Jesus sal elke tong bely en elke knie sal buig. Kom ek kom vir jy, is daar iemand wat sê, ek het al alles en almal al probeer, en vanmiddag wil ek Jesus probeer. Ek het halleluja gebakkend in hierdie lewe gegaan. Ek gaan deur moeite, ek gaan deur pyne. Daar is iemand wat genade vir jou wil gee, en dit is Jesus, halleluja. Baie keer kan 'n kerk of mense nie die genade van God verstaan nie, maar as 'n geleentheid vir iemand. Vader, ek kan bid hier in hierdie middagsuur. Vader, ek eer in hierdie middagsuur, ek kan bid hier, Here. Ek sê vir dankie. Miskien is daar iemand wat miskien skaam vir my